Goeiemorgen geliefdes. Het is lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Soos wat ek na die liedjie luister om te sê, there is no one like our God. So kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Want daar is werklik niemand soos hy is, niemand wat met hom kan vergelyk. Kom ons staan op en dan sê jy so vir een of twee so in die donker, hallo, ek is bly jy is hier vanmôre. Het is lekker om jou te sien. So dan ook vir iemand hallo te sê, ek gee net so baie. Terwijl ik denk van, ik heb hier zo de witte hart, zo voor mij flat. Is heel blij. Zo kom ons staan en dan sê ons lekker staan, onvergelijkbare God. Wie is de God soos U? Wie kan dit doen? Wie is die naam? Staan in de onvergelijkbare God. Soms in sy grootheid, in sy majesteit kom sê die Here vir ons, wag. And in the waiting, in the healing, in the searching, there was Jesus. Here ons wil vanmôre kom en sê, dankie vir wie U is. Die onvergelijkbare God. Here, hoe groot is U? U majesteit, U grootheid,
U wat alles geskep het, my God. Daar is niemand soos U. En Here, mag ons in ons wagperiodes ook weet, Here, dat U is daar. In die tyd wat ons moet wag, in die tyd van die seer, in die tyd wat ons nie altyd weet, hoekom nie, Here. There was Jesus. Here het altyd 'n rede vir ons wagperiode, al wil ons dit nie altyd sien nie, my God. Maar ons weet, dis dan wanneer U kom en U ons maal. Dis dan wanneer U kom en U ons optel. Dis dan wanneer U kom en daai seer minder maak. Dis dan wanneer U kom en eintlik van my 'n beter skepsel maak. Dankie, Here, vir die genade so groot. Vir die voorreg dat ons hier kan wees vanmôre, Here, om te kom en U te loof en te prys, Here, vir wie U is. Here, ons wil spesiaal vanmôre kom en ons wil ook bid vir oom Karel wat siek is, Here, in die hospitaal is, Here. Here, mag U die hand van beskerming daaroor hom plaas, Abba Vader. Here, laat U wil geskied in sy lewe, Here. Here, en ons staan ook op die woord in 1 Petrus 2 wat sê, deur die wonde is daar reeds genesing. Maar Abba Vader, ons weet ook so, dat U wil is nie ons wil nie. Die pad wat U saam met hom wil stap, Here, in die wagperiode dalk, Here, sal U wil wees, my God. En dankie dat ons weet, U is daar. Here, hulle wat mense afgegee het ook aan die dood, Here, ons wil ook in spesifiek kom en vir hulle bid. Want die woord sê ook vanmôre, Here, dat U is met die gebroke van hart. En U sal die harte heel maak. Here, dankie dat U vir ons woord gegee het, waarop ons kan staan, en die woord sal nooit leeg terugkeer nie, Here. U woord is ja en amen, en dit is waarop ons staan. Elke belofte in die woord sal so wees, Here. Ons kan dit proklameer, want dit is die woord, my God, en dit sal nooit, maar nooit leeg terugkeer na ons toe. Here, ons wil U loof, ons wil U eer vanmôre vir dit wat U in elkeen van ons lewe wil doen, Here. Die plan wat U het, die doel wat U het vir ons, Here, dat ons daarin kan stap in die naam van Jesus, want ons is meer as oorwinnaars, my God. En ons eer U vir dit, Here. Dankie dat ons U kinders kan wees, my God. En dankie dat U U hand van beskerming, U reddende regterhand vanmôre uitstrek na elke een hier vanmôre, Here. Hulle wat U kan wees nie, Here, weet ons, U hand is uitgestrek na hulle. En ons eer U daarvoor. Here, wees vanoggend met wat ook al hierdie verrigtinge beplan is, Here, dat dit so wees dat U Gees sal werk vanmôre en stil staan by sitplek, by sitplek. Mag die woord, Abba Vader, wat U gegee het, so stromende lewende water by elkeen gaan, dat hulle sal drink vanmôre en 'n honger en 'n dors sal hê vir meer. En sal verstaan, Here, there is a waiting. In your hurting, in your healing, there is a waiting, because there was Jesus. Here, ons eer U, ons loof U en ons prys U vanmôre. Amen. Amen. Ons kan maar sit. As ek bietjie breed lyk vanmôre, dis oor ek nie my make-up kon aansit nie, want dit is bietjie donker. Maar sal ons elkeen vanmôre ons nou maar in lig in die plek wees, soos dit ons gestel is om te wees, né? Ons is op die regte plek. Dankie vir elkeen wat opgekom het na die huis van die Here. Dis altyd lekker om hier saam te kom as familie. Ons wil net vanoggend stil staan by Rietjie se ma wat oorlede is. Ons innige meegevoel ook daar, en soos ons ook nou gebid het vir oom Karel wat in die hospitaal is. Mag die Here se wil met elkeen wees, mag sy hand van beskerming daar wees. Die seniors, die 9de donderdagoggend 10:00, is dit julle beurt om weer bietjie by mekaar te kom, om weer bietjie iets saam te bring. Julle gaan nie julle name opgee nie, want julle gaan sommer kom met julle eie bordjie eetgoed, sout of soet. En daar's geen registrasie nie. Pastoor van As gaan blykbaar vir julle die woord bring. Dit gaan 'n lekker oggend wees waar pastoor Jaggie ook lekker beskuit en ook blykbaar 'n konfyttafel gaan hê. Dit gaan 'n oggend van verrassings wees vir die seniors. 9de, dis donderdag om 10:00. Ons bidure is nog steeds dinsdaagoggende en ook woensdaagaande. En dan die Pay It Forward Women's Event, knoop my tong nou, is seker omdat dit so donker is. Die 25ste Julie, so dis die laaste Saterdag van hierdie maand. Melinda gaan na die diens by die tafel wees, as julle name nog wil opsit, nog nie 'n kaartjie het nie,
kry julle kaartjie, dit gaan 'n amazing oggend wees julle, dit is altyd lekker net om te kom sit en te luister, wat het die Here vandag vir my? Want ons vrouens is so besig, ons kook, ons het kinders, ek kook nou nie, maar ons het kinders, wat skool toe moet gaan, ons het werke waar ons rondhardloop, en weet julle wat, dit is net lekker, my man, jy moet nou stil bly. Dit is net lekker om te kom en net te kom sit en van alles te vergeet en te onthou, hoekom is ons hier? We were actually made for more. Amen. Maar ek wil nie nou meer sê nie, as julle verder wil kom luister, kom asseblief die 25ste Julie, die geldjies wat ons gaan insamel, gaan ons gebruik weer ook om komberse te gaan koop en uit te deel, want dit is bitterkoud daar buite en daar is soveel nood daar buite mense, ons besef dit nie eers nie. Amen. Dan die 8de Augustus is dit weer vir die vroue, hier's Presence, Radiance, ook by ons kerk, hier's op Volle Evangelie Kerk, Kabega. Ons sien uit, daar's baie goedjies vir die vroue wat opkom, maar ons het dit nodig om net weer bietjie die siel te kom voel, né? Die liggaam, die siel te kom voed en te kom luister. Okay, hoekom is ek eintlik hier? Amen. Ons gaan ons offerhande regkry met die volgende liedjie, dan kan ons staan, ons gaan die Here loof en prys, dat die lag dik, dat die dak lig, dat die lig kan inkom. Amen. Halleluja. Die dag lig. Amen, kom ons staan, dan maak ons die Here se naam lekker groot. Ek dink kom ons gee die Here terwyl ons opstaan nog 'n lofoffer, want hy kom dien om geprys te word, en net sy naam te verheerlik en groot te maak. Amen, kom ons sing lekker saam.
lof en alle eer kom hom toe. Halleluja. Daar is niemand wat met U kan vergelyk nie. Dankie dat ons vanmôre kan sing, dat ons kan verlustig in U, en dat ons moet vaststaan op die woord. En in U, Here, want ons is meer as oorwinnaars. Ons prys U groot en wonderlike naam. Al die lof en al die eer kom U toe, Here. U is waardig om aanbid te word, Here. Ons loof U, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Ons prys U naam. He's God.
Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and majesty, kingdom, authority.
Dankie dat ons kan kom en vanmôre onsself herinner wat U vir ons gedoen het, sodat ons daardie vryheid kan hê om te kan kies om saam met U te wees elke dag van ons lewe, my God, tot in ewigheid. Dankie Here vir dit wat U vir ons gee. Dankie vir dit wat U vir ons doen, Here. Ons wil vanmôre, Here, as 'n gemeente, wil ons erken vanmôre, my God, ons is so afhanklik van U, skepper van hemel en aarde, ook skepper van ons as mens. Here, kom vanmôre, werk in ons harte, sodat ons hierin, soos ons ingekom het, Here, dat ons nie dieselfde sal uitgaan. Here, as ons so rondom ons kyk, weet ons, tyd is min. Maar dankie my God, as gevolg van hierdie heilige nagmaaltafel, kan ons uitsien na die dag wat U ons gemaak. En ons loof en ons prys daarvoor. In Jesus kosbare naam. Amen. En amen. Musikante staan net so, ons gaan maar sit. Ons sal sommer begin met die nagmaalkassie, die olie sal ons goed maak. Ek wil net so iets klein sê rondom die nagmaaltafel. Die woord van God sê, dit is 'n heilige nagmaaltafel. En ek glo ons, wanneer ons die nagmaaltafel, wanneer ons rondom die tafel gaan aansit, moet ons dit met respek doen. Wanneer ons dit doen, moet ons die eer aan God gee. En ons moet dit gebruik met 'n liefde in ons hart. Jy sien hierdie tafel, hierdie nagmaaltafel is nie net 'n tafel wat ons sommer net gebruik het en ons dink net daaraan nie. Ons moet dit sien as oorwinning. Want sonder hierdie tafel, sonder dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, het ons geen hoop om na uit te sien. En daarom is hierdie tafel vanmôre nie net oorwinning nie, maar dit is ook 'n oplossing vir ons as mens. Jesus sê in sy woord, het die brood gevat en gedank en gebreek, en gesê, neem eet, dis my liggaam wat daar gaan hang aan die kruis. Ek betaal daardie finale prys vir elke mens wat gebore is. En so het hy die beker gevat en die beker gesê, dit is my bloed, die Nuwe Testament. Ons hoef nie meer diere te slag nie, want die diere se bloed is nie goed genoeg nie. Ek gaan betaal met my bloed. So Vader, ek dank U. Ek dank U vir U seun wat U gestuur het. Om daardie prys te betaal, Here, wat geen mens, geen dier kan vervang nie. Here, 'n prys wat U bepaal het vir U seun, vir my, vir ons, vir die wêreld. En dankie Here dat ons 'n geleentheid het vanmôre om langs hierdie tafel aan te sit, my Here. Maar ek bid vanmôre en ek vra Here dat U by elkeen sal stil staan voordat ons nader kom vir hierdie tafel
sodat dit wat in die pad staan weggeruim kan word, wat U nie wil hê nie. Dit moet weg. Here, die woord sê, ons kan nie hierdie tafel op 'n onwaarlike wyse gebruik nie. Here, U woord sê vir ons, ons kan ook nie aan die tafel van die Here sit en aan die tafel van die duiwels nie. Ons kan nie die beker drink van die Here en ook die beker van die duiwels nie. Help ons, Here, my God, voordat ons hier kom, dat ons sal skoon, dat ons sal vergewe, dat ons weer sal versoen, deur vergifnis te kry by U, my God. Hierdie is 'n heilige instelling, my Here, baie dankie. En ons loof U en ons prys U daarvoor. Al die lof en al die eer en al die dank behoort aan U. En U alleen. Dankie, Here. Amen. Ek gaan vra dat ons so hierdie ry en dan hierdie ry en hierdie ry en hierdie ry, maar eers die musikante om die nagmaaltafel te gebruik en dan maak ons dit so 'n bietjie ordelik lekker. Jy kan dit. As daar mense is wat nie vorentoe kan kom en kom Ronnie, hulle gaan steek net jou hand op, ons is 'n bietjie donker, maar steek maar jou hand op, vryk maar of iets. Dan gaan hom Ronnie hulle bedien in die banke. Jesus, dankie. Dankie dat U die beker gedruk het. Dankie dat U bereid was. Om U lewe vir die wêreld. Volgende rekening maak.
hierdie nagmaal, dan kan ons maar net sê, dankie God, dat U die seën gestuur het. Ons kan sê, dankie Jesus, dat U die beker gedrink het, sodat ons vry kan wees, as dit ons keuse is. Dankie musikante. Daar's baie mense wat siek is vanmôre, en wat jy kan wees nie, en ons het alreeds gebid vir hulle. Ek wil net vanmôre vir ons Here vra om saam met pastoor Fiel te wees, saam met ons Karel, ook daar saam met hulle wat genoem is in die bidkamer, ook vir hulle wat nie hier is vanmôre nie as gevolg van omstandighede wat hulle nie kan gekom het nie. Here, ons strek ons hande uit na hulle toe in die geestelike dimensie en ons vra Here afstand. Vat U by U probleem. En Here, raak hulle aan. Ons demand dit nie, Here. Ons vra nie. Wil jy nie asseblief hulle aanraak nie, Here? U ken elkeen se omstandighede. U ken elkeen se rede hoekom dit so is. Maar ons vra vir U, my God. U woord sê ons kan vra. Ons vertrou U daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Oké, julle ken my, ek is maar ou wat bietjie rondom, maar ek nie te veel probeer rondom nie. Ek het hier gesit een Sondag en pastoor Theo het gepraat oor hemelvaart en op daai oomblik wat hy begin praat het, dit was 'n gedeeltelik, het die Here in my hart gelê 'n woord wat ek moet gee en ek wil vanmôre hierdie woord hier gee. Dis 'n awesome woord. En ek vra vanmôre Heilige Gees, maak ons harte oop dat ons dit sal verstaan. In Jesus naam. Ek het altyd 'n titel eerste, maar nie vandag. Ek wil eers 'n klompie skrifte lees, sodat laat ons agter die kap van die Bybel kan kom en dan gaan ek die opskrifte gee nie. Is dit okay so, né? Ons begin so vroeg in die Bybel, ons gesels bietjie oor Noag. Ons ken mos Noag se storie, ons leer mos in die sonnaskool en kinderkrans en al hierdie goedjies leer ons mos nou en ons teken die ark en ons teken ons nou die ramp en die diertjies wat daar op loop en so gaan ons aanvaar. Maar ek wil goed iets inster met julle praat. Ek gaan lees vir ons uit die woord van Genesis uit en ek gaan so 'n paar verse skiet hier en daar, maar ons gaan praat uit die woord van Genesis 6 vers 5 tot 6. Eerste, die woord sê, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat in sy hart bedink altyd deur met sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. God het die hemel en aarde gemaak en hy gesê, hier op die laaste dag, en hy het gekyk, en alles wat hy gemaak het was goed. En hier kom God en hy sê, dit is spyt. Aan die mens het dinge verander. Ek gaan bietjie verder, vers 9 tot 13 sê, en ek praat nou die hele woord so nie, maar dit kom uit die Bybel uit. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En lees so 'n bietjie verder. Bepunt het God vir Noag gesê, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Vers 17 sê, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waarin lewensgees in is.
Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. En ons ken die gedeelte, Genesis 7:16, almal het daar in die ark gekom, en die Here het die agter hom die deur toegesluit. En as ek en jy gaan kyk, net so bietjie vir interessantheid na die geskiedenis, as 'n mens vat die plusse en die minusse, van hoe oud hy was, en hoe oud hy was toe dit gebeur het, en dan kyk 'n mens, so die ark het omtrent so 50 na 75 jaar gevat om gebou te word. Dis 'n lang tyd nie, ek is nog nie so oud nie. Kom ons kyk bietjie na Abraham. Abraham kry 'n seun, Isak, deur die belofte wat God vir hom gegee het. En toe hierdie kind 'n bietjie groter was, kon God en hy sê vir Abraham, vat daai kind wat jy lief het, en gaan offer hom vir my. Die woord sê daar in Genesis 22 vers 2 tot 4, toe sê hy, dis God, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarom het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het die hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag, baie belangrik, toe staan Abraham sy oë op en sien die plek van ver. Vers 7 tot 8 sê, en hier loop Isak en sy pa Abraham loop, en hy vra vir sy pa die volgende vraag, hier is die vuur, hier is die hout, maar waar is die brandoffer? Koel en kalm, sê Abraham, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Dan gaan ons bietjie verder, vers 9 tot 10 sê, toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag, en ons weet wat daarna gebeur het. Ons kyk by Moses, is 'n kwaai karakter. Die Here sê vir Moses, ja, ek wil hê jy moet Egipte toe gaan en my volk daar gaan uithaal. En hier kom hulle trek uit. Hier kom hulle in die woestyn, Sinaï, hulle kom maar by die berg, en hulle staan kamp op maar by die berg, en luister wat gebeur daar, en ek lees kom so vinnig vir my en vir jou, Exodus 19 vers 3 tot 5. Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê, en aan die kinders van Israel verkondig. Julle, luister, dis so mooi jy. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is my. Dis nie mooi nie. Ons gaan bietjie verder. Soos die Here nou hier met Moses hier van die berg af hier die wolk uitpraat, en die volk kan dit hoor. Die volk kan dit hoor. Exodus 20 vers 18 tot 23. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek U met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Hulle hoor, hulle sien, en hulle kom tot hierdie besef. Hierdie moet God wees.
is nie sommer net enige een wat dit kan doen. En Moses sê vir die volk, luister, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef. En dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So het hy volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donkerheid waar God was. En so sê die Here vir Moses, sê vir die volk, so moet jy met die kinders van Israel spreek, julle het self gesien dat ek met julle van die hemel af gespreek het, julle mag naas my geen silwergode maak, en geen goue gode vir julle maak nie. Alright, nou, die Here sê vir Moses, Moses, ek wil hê iemand opkom na my toe. Dit gaan nou hier met die kliptafel. Alright? Jesus sê vir Moses nou, hier op 'n afstand. Daarna het hy, dis God vir Moses gesê, klim na die Here toe op, jy en Aaron, Nadab, Abihu, en 70 van die oudstes van Israel. Luister gou hier. Die Here sê, en buig julle neer van ver af. Buig julle neer van ver af. Ek dink wanneer ons vandag moet buig, gaan ons nie reg opkom en ons kinders nie meer gewoond aan buig nie. Hy sê verder en laat Moses alleen nader kom na die Here toe, maar julle moet nie nader kom nie en die volk mag nie saam opklim nie. Toe Moses kom en aan die volk al hierdie woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk. Toe Moses nou vir die volk sê, dis wat God sê, julle kan nie opkom nie, ons gaan dit doen, dit gaan gebeur. En Moses sê dit vir die volk sodat hulle kan weet. Antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. Klink dit bekend nie? Ja, Here stuur my. Ek is hier. Stuur my. Voor die dag die Here jou stuur en julle dan steek. Luister verder, vers 15 tot 16. Van Eksodus 24. Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly. En die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. Vers 18 sê, Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Kom ons kry dit net gou so bietjie by mekaar. Die Here sê vir Moses, kom op die berg op. Hy sit daar 6 dae lank. 6 dae. Die 7de dag sê die Here, kom hier in die wolk. Nou is hy weg vir 40 dae en 40 nagte by God op die berg. Eksodus 32 vers 1. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land wat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het. Vers 4 tot 5. En hy het dit uit hulle hand geneem, goud, en 'n gegote kalf gemaak, en ons skiet daarna vers 7 tot 8 toe. Toe sê die Here vir Moses, gaan hier, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land wat optrek het verderflik gehandel, en hulle het gou van die weg afgewyk, wat ek hulle beveel het. Kom ons kom by Jesus. Johannes 14 vers 1 tot 3. Jesus homself, hy sê vir sy disippels,
Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ek in my. In die huis van my Vader, baie bekende gedeeltes. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. God lieg nie. Jesus lieg nie. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons kyk daar na Handelinge 1 vers 9 tot 11 toe. Ons het dit baie gehoor, pastoor Theo het nou weer gesê, en nadat hy dit gesê het, wat hy gesê het vir hulle, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in die trede by hulle, wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien weggaan. Julle wonder seker, waar pas al hierdie goed in mekaar? Wat het dit te doen met, dis Noag, en dis Abraham, en dis Moses, en hier is ons by Jesus. Daar is tyd gekoppel. En daarom is die opskrif hier, wat doen jy terwyl jy wag? Ons gaan terug na die begin van Noag. Noag is 'n prediker van geregtigheid. God sê my, hierdie mense wat ek gemaak het my upset. Ek is stoornig oor hulle. Jy preek en hulle wil nie na jou luister nie. Maak vir jou 'n ark. Want ek gaan hulle vernietig. Maar dit vat hom 50 tot 75 jaar om hierdie ark te maak. Ek glo nie, hy het geweet, onthou dit was die eerste, wat ek glo volgens die skrifte, die eerste vaartuig wat op water kon gevaar. Ek glo nie, toe die Here vir hom gesê het, 'n ark, het hy geweet wat hy doen nie, maar hy was gehoorsaam. En dit vat 50 tot 75 jaar, en intussen preek hy vir die mense en sê, julle moet God vrees. Die skepper van hemel en aarde, ons moet hom vrees. Ons moet respek hê vir hom. Ons kan nie doen wat ons wil doen nie, ons moet doen wat hy vir ons sê om te doen. Maar hy het hom afgelag. En Jesus in die Nuwe Testament sê, wanneer hy weer kom, sal dit wees, soos in die dae van Noag. Hulle gaan party, hulle gaan trou, hulle gaan die normale ding doen, soos wat ek en jy vandag doen, die normale ding. Ons gaan skool toe, ons gaan werk toe, ons gaan slaap, ons gaan vlieg, ons gaan vang vis. En dan kom hy, want sy woord sê, niemand weet die dag of die uur of die tyd nie. Ons gaan kyk na Abraham. 3 dae. 3 dae. Plus die tyd wat hy die altaar bou, plus die tyd wat hy die vuur, die hout daar sit en sy kind. Wat gaan die man se gedagtes in die eerste plek, as God vir jou gesê het, hoor jy wat so lekker daar op die klip sit? En offer jou seun vir my, maar jy stap na 'n plek waar ek jou gaan wys, en stap 3 dae. Wat gaan in 3 dae in jou kop aan? God het my 'n belofte gegee, hy gaan vir my 'n seun gee. God het dit gegee, nou wil God hê, ek moet die seun offer. Hoeveel van ek en jy sal in rebellie gekom het teenoor God? Terwyl ons so stap, ja, hoekom, wat is die purpose, wat is waarvoor nou, wat? Ag nee, hy kon omgedraai het en gesê, nee, Here, U het my iets beloof, ek gaan daar bly. Hy was gehoorsaam. Hy was gehoorsaam.
Want sy hoop was in God. Sy hoop was in God, soos hy vir sy seun geantwoord het, die Here sal sy eie land voorsien. Dit gaan oor tyd. Wat doen hy in daai 3 dae se tyd? En hier moet ek klippe pak. En ek weet, ek gaan nou my geliefde sien. Gaan ek hier vastmaak. Ek dink baie van ons sal gekyk het al. Ons gaan kyk na Moses, is iets interessant hier. Moses gaan op. Die Here sê van Moses sê van, gaan sê vir die volk so en so en so. Die volk sê, dis die praat jy met ons. Die God nie. Toe hy dit vir hulle sê, wat sê die volk terug? Die volk sê terug, ons sal doen wat God sê. Hoeveel van ek en jy vandag het al beloof vir die Here, ons sal doen wat hy sê, en dan draai ons rug op hom en ons doen wat ons doen. Ek was nie. Jy sien, jy kom in hierdie woestyn. Hulle sien, die Here sê vir hulle, julle sien wat ek gedoen het. In die eerste plek, hy haal hulle uit Egipte land uit. Hulle kom en die Egiptenare agtervolg hulle. Hulle is soos 007's hier agter hulle aan. Hulle kom in die see en hulle sê, wat nou, Moses sê. Die Here sê, as hy oop is die see, ons sien wat gebeur. Hoeveel dinge sien ek en jy vandag, wat God nie doen. Abnormale dinge. Bo-natuurlike dinge, want hy is die God van die bo-natuurlike. Ons sien die Rooi See. Ons kom by Mara. Die water is so bitter. Die Here sê van Moses, maak so as die water soet. Soet jy op die lippe. Dit is 'n bietjie verder. Ons is honger en kom die manna uit die hemel uit. Ons is weer dors en sy klip, kom hier rots uit die rots uit, kom hier water. Ons sien wat God doen elke dag in ons lewe, want dit is 'n wonderwerk dat ons elke oggend opstaan. By the way, ek het al gewonder, hoekom was hulle in die woestyn in die eerste plek? Wanneer ek en jy die woord van God gaan lees, dan het hy vir Moses gesê, gaan sê jy vir Farao, ek sê, hy moet my mense vrymaak, sodat hulle my in die woestyn kan gaan aanbid. Want jy sien, jy kan nie die beloofde land met die melk en die heuning kry, as jy nie eens deur die woestyn was. Dis nie 'n lucky draw nie. Vandag is ons ook so. Ons gaan na Jesus toe. Jesus sê vir sy mense, okay, dat sien wat dit Jesus, die seun van God. Maar ek gaan om vir 'n plek voorberei vir my volgelinge, vir my disippels, vir die kinders van die Here, vir my bruid. Ek gaan om vir hulle plek voor te berei, want daar is baie plek waar my God, my Vader is. En hier sit ek en jy vandag en ons wag. Ons wag nog steeds. My vraag is die, wat doen ons terwyl ons wag? Wil ons raak soos die Israeliete wat hier, ons wag vir 40 dae. Dan soek ons iets om ons aandag aan te gee. Ons wag hier, dan raak ons vervelig. Sondag is ons shop even away. Maandag, Saterdag. Hoeveel keer het ek en jy hierdie week die Heilige Gees bedroef? Hoeveel keer het ek en jy hierdie week vir die Here gesê, ek gaan dit doen, maar dan doen ons dit nie. Soos Paulus sê, dit wat ek moet doen, doen ek nie, en dit wat ek nie moet doen, nie, dit doen ek.
Hoeveel keer het ons op ons knieë gegaan en sê, Here, vergewe my, maar ek gaan nie 'n goue kalf maak nie. God het gesê, julle mag nie 'n silwer of 'n goue beeld voor my maak nie. Jy weet op Sondag speel die kinders wat in die oop is cricket. Ek gaan nie kerk op Sondag skool doen nie, want ouers is ook saam. Ek wil julle iets vertel. En dit is nie 'n geheim nie. Dink daaroor. Oom Ronnie, dink daaroor. God het Sodom en Gomorra verwoes. Vir dit wat ons vandag ja voorstem in ons skole. En wat in ons kerke goedgekeur word. Hy het Sodom en Gomorra verwoes. En ons sê in hierdie eeuw gaan ons doen wat ons wil. Ons gaan God aanbid soos ons wil. En wanneer jy gaan kyk 'n bietjie verder gaan leer en navorsing doen, wat is idolatry, dan gaan jy bietjie skrik. Idolatry is nie net 'n beeldjie wat hier voor jou staan. Hier kom die vraag. Die engele bevestig wat Jesus gesê het. Kom kyk julle, hy kom weer. In Openbaring 22 vers 12, en kyk ek kom gou, en luister hier, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Is tyd dat ons as mens, wat God wil aanbid, daar die goue kalwe wegstoot, en vernietig en verbrand. Dis tyd dat ons tyd met God beginne ernstig vat. Want ek weet, en 'n mens sien dit, daar is baie mense, wat sê ek is 'n kind van die Here, wat dink dis 'n joke. Daar's baie mense na buitekant wat dink ek is okay, want die God wat ek geskep het, hy's okay, hy aanvaar my. Maar God het sy eie seun nie gespaar nie, waar kom ek en jy vandaan? Dit is die ding wat ons moet oordink, mense. God gee vir ons tyd, vandat hy gesê het, ek kom terug tot en met nou, is genade tyd. Wat maak ons, terwyl ons vir Jesus wag om te kom, en weet jy wat, ons sing so baie in die gemeentes, en ons sing al buitekant, en ons skaap hande terwyl ons die stolle goed was, en kosbaar, dan sing ons, come Jesus, come. Ek wil vir jou lees, die woord van God sê, dis die waarheid, mense. Hierdie is die waarheid, dis al wat ons het, wat ons op kan staan. Romeine 13 vers 11 tot 12 sê, en dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur van ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Hoor jy oom Ronnie, ons het net vanoggend dit gepraat. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het, die nag het ver gevorder, dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê, die wapens van die lig aangord. Efesiërs 5 vers 14 tot 16 sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse en ook die tyd uit, omdat die dae boos is. Mense, sien ons nie wat gebeur buitekant. Sien ons nie wat gebeur buitekant, daar's nie meer dissipline nie. Daar's nie meer dissipline nie. Die een haat die ander een, ek luister net mooi gisterand na iets baie mooi, as ons almal maar net nie wil kwaad raak vir die ander en die ongeachtheid is. Dink daaroor. Want jy sê, die man sê, dit is so mooi en is waar,
gaan bedink dit. As jy kwaad raak vir iemand, dan is die vrugte van die Gees wat in jou is, 'n act. Want jy is kwaad, ek gaan 'n voorbeeld maak, en die vrou praat volgende daarvan. Sy het my nou kwaad gemaak vanmôre, want sy het nou iets gesê wat my upset het. Nou moet ek hier kom staan en die woord van God bedien, en ek smile, my broeder en Jesus, maar hier binne in my hart, is ek nie weg nie. Is ek nie 'n aansit? Die laaste, kom ons lees Psalm 90 vers 11 tot 12. Wie ken die sterkte van die toorn en die grimmigheid ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is? Aan u verskuldig is. Leer ons om ons dae so te tel dat ons in wyse hart mag bekom. Hebreërs 12 vers 12 tot 16 lees ek vir my en jou. Daarom bug die slaaphande en die verlamde knieë weer op. En maak reg die paaie vir julle voete, sodat wat gekrepel is, nie wit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Maar net gestop daar. Wie wat sê die woord van God daarvoor? Jy was voor my, jy het gebuig voor my, jy het op 'n afstand na my toe gekom, gebuig, want ek is 'n heilige God. Jy leef heilig, want ek is heilig. Jy streef na vrede en heiligmaking. Maar jy het geval, en jy wil jy opgehelp word. Oh man, daai bene moeg is op, ons bid, ons vra vir God, hy sal nooit vir jou sê nee nie. Hy gaan vir jou help, sy hand is altyd uitgestrek, ons moet sy hand vat. Lees hy stukkie verder, daar staan, ja, die vrede na, met almal. En net met jou vrou as hy gepy het. Jy moet vergewe vir dit nie. En heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien. Ek lees op verder, daar staan, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. As ons maar net nie wil kwaad wees vir mense nie. Ag, nee. Maar die liefde wat God wil hê, ons moet betoon, wat deur sy Heilige Gees weergegee word, is die liefde wat wag voor my mond sit. Dat ek nie kan terugpraat nie. Dat ek kan opset raak en ander mense rondom my, die hele huisgesin is kwaad nie. Wanneer jy daar aankom, dan kan jy dit sny. Jy sien, as oplossing vir al hierdie dinge. Wat maak ek en jy met ons tyd, wat ons het? Ek praat nie van nie dinge jaag nie. God is 'n God van dissipline. Wat maak jy met jou tyd? As jy met die Here kan praat, jy kan vis vang en praat met die Here. Jy kan vuur maak en praat met die Here. Die Here sê jy moet elke mens gemaakte byeenkoms by wees nie. En net jou pad uitgaan. Dis wat hy sê nie. Moenie jou eerste liefde verloor nie. Dit is die belangrikheid.
Dis jy ek het eendag geluister na 'n ou wat sê, ons kyk hierdie rugby wedstryd, ons kyk ek en die seun kyk en ons sit daar en gesels in die rugby, dit gaan oor die sport en dit gaan oor die sport en ek weet, ek is 'n kind van die Here en my seun is nie 'n kind van die Here nie en ons kyk hierdie rugby game en dit is halftyd en ons gesels oor visvang. Wil die een keer vir ons sê, God is 'n God van genade, hy het jou lief, hy wil jou red. Hy die saad saai of nie. Jy sien, ons het tyd vir baie dinge, maar ons het nie meer tyd vir God nie. Dis hoekom dit so gaan. Goed die tyd het, want die dae is boos. Jy sien, wanneer ek en jy tyd maak om met God te praat, wanneer ek en jy tyd maak om die dinge van die Here te bedink, sy woord sê, bedink die dinge daarbo. Ek glo as die vyand het nie na Jesus toe gekom in die woestyn, met 'n hotdog en 'n hamburger om hom te probeer uitvang. Hy gaan kom met skrif. As die vyand vandag na my toe kom met skrif, gaan ek hom glo. Ek weet nie wat in die skrif staan nie. Maar daar is 'n manier. En ek gaan afsluit met dit. Wat maak ek en jy met die tyd? En ek wil vir jou lees, dit is nie my gedagtes nie, dit kom uit die woord van God uit. Ons moenie wandel in die raad van die goddelose nie. Ons moenie staan op die weg van die sondaars nie. Ons moenie sit in die kring van die spotters nie. Maar ons behaag moet wees in die wet van die Here en ons moet die Here God se wet oordink dag en nag. Wie wat is so awesome vir my en ek glo skrikwekkend vir baie ander wat nog nie 'n ontmoeting met God gehad het nie. En dit is die volgende. Maak nie saak wie jy is nie. As jy gebore is, gaan jy jou Skepper ontmoet. En hy kom met sy beloning. En hy sal vir jou gee wat jy verdien, want hy is 'n regverdige God. Baie van ons is bekommerd oor dinge wat gaan gebeur, wanneer die wegraaking plaasgevind het, ons is bekommerd dat, sien, as die Here kom op die wolke, ons is nie bekommerd as ons dood gaan nie. Is ons saak reg met die Here. As ons handel volgens hierdie goed, hou ons onsself besig. Ek het nou die dag vir hulle gesê, en ek sê dit weer, en ek wil dit straightforward sê. Ek en jy hoef nie in 'n kroeg te gaan sit om die rugby te kyk en sê ek drink nie te koud nie. As dit die geval is en jy het nie TV by jou huis nie, dan vra ons vir die Here om iemand vir jou te stuur en jou kan sponsor. Maar jy het nie nodig om die wêreldse ding op die kring, saam met die kring van die spotters te sit en op die pad van die goddelose te loop. Ons kan nie deel van die wêreld wees en deel van God nie. Ons kan nie die beker drink van die Here en die beker van duiwels nie. Ons kan nie die tafel die brood eet van God en die tafel brood eet van die duiwels nie. Hy is 'n profetiese woord. Wat ek wil vir ons almal met skyn my moeder. Wees elke oomblik in jou lewe dag en nag gereed om jou Skepper te ontmoet. En jy gaan. Daar is 'n oplossing. Mense, daar is 'n oplossing. Ek
weet, ek het altyd die diepte gewonder van wat het beteken om die Heilige Gees te bedroef. Ek het altyd die diepte daarvan gewonder. Wat is dit om die Heilige Gees te bedroef? En die Here gee vir my hierdie gedeelte, en ek luister na hierdie pastoor, en dit is in Oorsee, hy sê, hulle het hierdie, wat is die Amerikaanse rugby wat hulle speel, is nou hulle finals. En dit is nou soos in Suid-Afrika, die aardsvijande, die blou bulle en die Stormers. En hulle het besluit, hierdie klop pastoor het besluit, hulle gaan by mekaar kom hier, een pastoor sy huis, hy het 'n groot 10 jaar teen die muur, en hulle kyk hierdie rugby, en hulle barbecue, ons hulle braai ons 'n vleisie, so hulle besig met die barbecue, hulle kyk hierdie rugby, kyk hulle, en dit is halftyd. En die kamera wys op die trompoppies. Koppies wat so gaan. En die rokkies is net die originaal. En die kamera probeer hierdie smart foto vir die wêreld wys. En die pastoor van die huis staan op en hy sit die TV af, hy sê, ons kan nie daarna kyk nie, ons bedroef die Heilige Gees. So ons kan verstaan. Ons kan nie Heilige Gees bedroef, soos God se woord sê. Na sekere dinge luister, na sekere dinge kyk, sekere dinge praat. Kom ons sluit ons. Almagtige God en Hemelse Vader. Here, net U verdien al die lof en die eer en die aanbidding. Here, dankie vir die Heilige Gees wat die woord spreek. Dankie my God, dat U my staande gehou het hier vanmôre. Here, maar bid vanmôre dat elkeen wat hier is, die woord ontvang het. Ons het nog tyd om reg te maak, my God. Ons haal nog asem, my Here, ons het nog tyd om ons gedagtes te verander. Ons kan van vooraf begin, my Here. Wees ons genade. Here, die woord sê in Spreuke dat die regverdige sal 7-maal val. Maar die goddelose sal val in verwoesting. Here, want hy wat val is nie wat die opliggaam. Want net 'n man wat staan kan val. 'n Man wat daar geval het, wil nie opstaan bly lê en val. Here, ons sien die hand is uitgestrek na ons. Here, met ons geestelike oë en gedagtes, neem ons die hande. En ons sê dankie, Here, dat U ons oprig. Dat ons van vooraf nie kan begin. Dankie vir die genade, Here. Want U woord sê, deur genade is ons gered. Here, die woord sê, hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Maar Here, ons kan nie daai einde raak as U nie saam met ons is. Alleen sal ons dit nooit maak nie. En Here, ek vra dat U by ons elkeen sal aanklop. En ons help verstaan deur die Heilige Gees. Here, die woord sê het hom vir ons gestuur as helper om ons te leer, om ons te wys in alle waarheid, om ons te leer van die waarheid. Dankie. Dankie my God. Want sonder die Heilige Gees is ons eensaam en alleen. Maar ons weet, ons hoop met God. En help
ons dat ons so dit sal kan uitdra na ander tale. En dankie my Here dat ons kan in hierdie gemeente, ons wat hier sit, kan hande vat en sê, Here, ons wil geld, wees ons genade. Here, ons vra dit in die naam van die Seun Jesus, vir wie U Christus en Here gemaak het. Dankie vir dit wat U vir ons gegee het. Dankie vir U Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan vra word, musikante om vir ons 'n lied te speel. Baie dankie vir die geleentheid. Wat ek hier hoor kom deel wat God op my hart gegee het. En as hulle klaar is, dan sal ek die seën uitspreek vir ons vandag. Baie dankie. Geliefdes, kom ons staan saam. En ons sing ons God's garden army marching through this land. Deliverance is the song leading in the hands. En die einde ding wat die klem gelees vir my vanoggend was ek herinnering wat Chris ons sê, in this army I've got a part. We all have a part in this army. And may we be led through His Holy Spirit to help us to be a part of God's army. So kom ons sing lekker saam. God's garden army marching through this land. Mag die liefde van God die Vader, die genade van Here Jesus Christus, en die Heilige Gees saam met ons wees, tot ons mekaar weer sien. Dankie Here, gaan in die vrede vanaand weer diens.